Goeiemôre. Vanoggend begin ek met 'n vraag. Wat leer ons uit die geskiedenis? En as ons luister na Karl Marx, die vader van sosialisme, dan is die antwoord eenvoudig: niks. Want sy woorde, history repeats itself, first as a tragedy and second as a farce, is so waar. In die begin is dit 'n tragedie en daarna met 'n volgende herhaling van die fout is dit 'n belaglike verwarrende situasie. Party mense vra die vraag of 28 Februarie 2026 in die geskiedenisannale aangeteken sal word as die begin van die Derde Wêreldoorlog. Want dit is duidelik dat die lesse van verwoesting en lewensverlies en boosheid van die Wêreldoorlog 1 en 2 nie 'n groot genoeg les was om te leer nie. Nou kan ons voel dat ons net ronddobber op hierdie see van chaos, asof daar nêrens ooit iemand is wat beheer het oor die dade van die mensdom nie. Maar ons moet onthou, sonde is 'n keuse. God is in beheer, maar God los nie die probleme op wat die boosheid van mense veroorsaak het nie. Want deur dit te doen, sou dit beteken dat God Satan se heerskappy ondersteun en daaraan onderworpe is. Maar ons moet onthou dat God in elke moontlike tragedie, hartseer en slegte ding wat met ons gebeur is, anders as die boosheid wat dit veroorsaak en aan die mens los om met die gevolge daarvan te deel. Nou ons gaan hierdie week die oordeenkings doen uit Daniël en spesifiek die eerste 6 hoofstukke en ek gaan so 'n bietjie hier en daar rondspring in die boek. Maar Daniël is 'n besonderse boek. Ons weet baie van die persoonlike lewe van die profeet en ons weet dit handel oor 'n tydperk toe die tempel verwoes was en die volk van Judea teruggevoer is na Babilonië. Maar eintlik is Daniël 'n troosboek vir God se mense in tyd van lyding. Ons weet ook van die 4 hoofkarakters dat hulle ouers duidelik godvreesend was. Want al 4 jong manne het name gehad waardeur hulle ouers hulle geloofsoortuiging verwoord het. Daniël beteken God is my regter. Hananja, Jahwe is genadig. Misael beteken wie is soos God. En Asaria beteken Jahwe is my helper. Hierdie tieners en ander soos hulle het in 'n baie besondere tyd in Jerusalem groot geword. Voor dit, tydens die herstel van die tempel, is die wetboek van God gevind in 'n bykans totaal verwoeste tempel. En koning Josia het gesê dat die wetboek voorgelees moet word vir die mense in Jerusalem. Want hy het geglo dat die opdrag van die Here aan die mense weer voorgehou moet word. Die Judeërs het weer tot God gekeer. En tog, in 586 voor Christus, gee God hulle oor in die hande van Nebukadneser, die Babiloniese koning, wat ook die gewyde tempelgereedskap, die goue en die silwer bekers as byt neem. Ons gaan weer in hoofstuk 5 daarvan lees. Nou ontstaan die vraag, nou hoe nou? God herinner sy mens, sy volk dan nou aan sy wet, laat hy hulle dan nou nie steek? Nee, ons moet onthou, God staan buite tyd en geskiedenis en God het hulle voorberei vir die tyd wat hy geweet het gaan kom. Hy lê by Daniël en sy vriende 'n geloofsoortuiging vas dat hy die Here is, dat sy naam geheilig moet word, dat hy alleen gedien moet word, want daar moet geen afgode gedien word nie. Dat jy nie mag steel nie, dat jy nie mag valse getuienis lewer nie. Want Nebukadneser wil die God van die Judeërs uitvee uit die gedagtes en die harte van die jong manne wat nou in die paleis woon en die gode van die Galdeërs in hulle harte vestig. Hierdie jong manne uit die keer van die volk, sterk, aantreklik, geen liggaamsgebrek en slim,
moet in die weelde van die paleis, waar hulle van die tafel van die koning kan af eet en drink, hergeprogrammeer word, sodat hulle die taal en die skrif en die leefwyse van die Galdeërs kan aanleer. En wat is die leefwyse van die Galdeërs? Dit beteken, jy kan die toekoms voorspel deur na die lewer van 'n skaap te kyk. As jy wil weet of moet jy aanval of nie, kyk na die stand van die sterre. As jy wil toegang hê tot die afgode, toordery is die toegang. Hierdie jong manne moes leer van die lekker lewe, dat hulle liggaam en voorkoms van uiterste belang is, dat kennis en wysheid lê in mensgemaakte inligting, astrologie en towerkrag, nie in die gebooie van God nie. Klink iets van dit dalk bekend? Wat doen God? Hy seën die 4 wat aan hom getrou bly, met krag, wysheid en insig, in so 'n mate dat hulle 10 keer beter is as die towenaars en die voorspellers in die hele koninkryk. En dit is 'n verdere bewys dat God altyd in beheer bly. Moet ons onthou, God self kies en bemagtig die toekomstige raadgewer van 6 Babiloniese konings. Want Daniël sou vir ver meer as 60 jaar 'n baie belangrike rol in die Babiloniese regering speel. Al kan ons nie God se plan sien of verstaan nie, moet ons nooit glo dat God nie in beheer is en bly nie. Tot môre.